Ons word stil voor die Here in dankbaarheid dat ons alles wat ons gesin het kan glo, dat dit waar is. Dat hy oral is. Here Jesus, vir die liefde wat so wonderbaar vir ons is, so onverdiend, so weldadig. En Gees van God dat u ons leer, dat u ons Jesus laat sien, die plan van ons Vader met ons laat verstaan. En ons gebed is dat dit nie net woorde sal wees wat ons hoor, en dat ons kennis versamel nie, maar dat die woorde vandag en elke dag die veranderende woorde, verandermakende woorde is, wat in ons lewe en in ons kragtig werk, wat ons verander, wat ons beweeg, wat ons laat lewe. So voor die buiging erkentenis dat ons niks is nie. Was so oneindig dankbaar dat ons in die hande van die groot God is, wat ons beweeg, en wat ons gebruik, wat ons begeester, om die kinders te wees, en te lewe. En mag ons iets van hierdie lewegewende liefde vandag net hoor en verstaan, en mag ons gemotiveer word. Dankie dat u ons gebed hoor. Maak dit asseblief waar, by elkeen van ons se lewens, vandag en elke dag. Liefdes genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here. Voor ons by die skriflesing kom, wil ek hoor of iemand van my dalk wil sê, wat beteken vriendskap vir jou? Iemand dalk sê, wat het iemand se vriendskap? Het dit al 'n krag iets spesifiek in jou lewe? Enige iemand wat dalk vir ons wil sê, vriendskap in jou lewe, Wederzijdse liefde. van liefde. Sê maar, Magda, beskikbaar wees. Sê, omgee. Goed, dis nou al die mooi woorde, maar wat het dit aan jou gedoen? Wat het die omgee vir jou gedoen? Opgebouw. Sê weer? Opgebouw. Opgebouw. Nog? En moet om aan te gaan. Moet om aan te gaan, ja, moet om aan te gaan. Dis die soort wat ek wil hoor. Moet om aan te gaan. Wat doen? De liefde uit te leven. Om uit te leef, né? Dis 'n verandering om te lewe. Nog? Te weet jy's nie alleen nie. As jy weet jy's nie alleen nie, wat doen dit aan jou? Maak je sterk. Maak jou sterk. Maak jou sterk. Ek het nog iemand gehoor. Vrede. Ja, dit bring vrede vir jou. En dis vir my iets hiervan wat ek wil hê wat ons in hierdie goed moet hoor, want dis waaroor ons wil gesels. Nou, ons gaan net 'n paar verse lees in Markus 12. So kom ons kyk daarna. Die vraag oor die grootste gebod. Een van die skrifgeleerdes het hulle hoor neer en nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom: wat is die heel grootste gebod? En nou is die interessante ding, hierdie vraag, onthou
Ons sit by een van die plekke en dan sê hulle een van die Fariseërs se wetgeleerde het hom met 'n vraag probeer vastrek en hom gevra. Daai ding, hulle het heeltyd probeer om Jesus in diskrediet te kry. En as hy nou vra wat sy groot gebod, dan beteken dit as jy nou een uithaal, dan wat van die ander? So hier is nou 'n strikvraag wat hy probeer stel. Maar dan gee Jesus vir ons die antwoord wat vir ons eintlik sê, wat is God se hart toe hy 10 gebooie gegee het. Wat is die heel grootste van Jesus? Dan sê Jesus, die eerste is, luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand en met al jou krag. So hy sê met jou hele wese moet jy hom lief hê. Die tweede, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie. Pragtig meneer sê die skrifgeleerde vir hom. Dis waar wat hy gesê het. Die Here is die enigste God en daar's geen ander God as hy nie. En om hom lief te hê met jou hele hart, met jou hele denke, met al jou krag en om jou naaste lief te hê soos jouself is van meer belang as al die brandoffers en diereoffers. Dis meer belangrik as enigiets anders. As ons nou by die ander evangelies lees, dan kom loop dit ook saam met die verhaal wat Jesus dan vertel van die barmhartige Samaritaan, om iets van liefde daar te wys. Maar ek wil graag hê dat ons vanmôre kyk juist na hierdie belangrikheid. Hoekom is dit so belangrik? Ons moet na onsself kyk. En ons moet na die wêreld rondom ons kyk, vir onsself vra, wat het hierdie goed vir my beteken? En ek wil 'n verhaal vertel wat ek al was by die huisbesoek al miskien al 'n paar keer vertel het, maar ek wil graag hê dat ons almal hierdie boodskap deel. Die Here Jesus het ons sy boodskap in verhale vertel. Ek net kyk, so iets goed kry. Nou een ding wat mense al meer en meer sê, hulle praat oor die Christelike godsdiens en dan sê hulle vir ons, daar is geen ander godsdiens in die wêreld wat meer bied vir die mens in sy honger in 'n stukkende wêreld en in die druk as die Christelike godsdiens. Want die Christelike godsdiens lê nie nog laste op nie. Die Christelike godsdiens eis nie heeltyd van jou en dat mense in vrees lewe oor 'n klomp goed wat hulle moet doen, dat hulle nie in die moeilikheid is. Die tragiek is dat wanneer iets nie druk op jou sit nie, dat mense maklik dit van jou afskuif. Al is dit so dat die Christelike godsdiens meer bied, vir mense rustigheid en vrede kan bring, het dit sy krag verloor, omdat dit vir baie mense niks meer te sê het in hulle elke dag se lewe. Hulle ervaar nie dit waaroor die Here Jesus hier gepraat het, oor liefde as die grootste gebod. En dan dink 'n mens, hoe vinnig gebeur dit, dat 'n mens hierdie boodskap verloor het. En toe Kersfees gekom het, en elke keer as dit Kersfees is, dan hoor 'n mens van die engele wat blye nuus gebring het, wat in 'n wêreld wat hooploos was en wat swaar gekry het onder godsdienste wat eis, jy moet die en jy moet daai. Daar kom hier met 'n nuwe aanbod van 'n toekoms wat mooi lê, dat daar die beste lê voor. Daar's mooi dinge wat nog kom. Wat sê, hierdie is die blydskap vir die hele wêreld, want hy het gekom om te verlos, om vry te maak van laste. Nou, hoe bring 'n mens nou
al hierdie goed by mekaar. Iemand het lang gelede vir my hierdie e-pos gestuur met die opskrif om 'n vriend te wees. En as ek nou hierdie verhaal vertel, dalk het jy dit al gehoor, dan dink ek as mense hierdie verhaal gehoor het jy die boodskap van die Here Jesus volledig. Dis sy preek op sy eie. 'n Man vertel, op 'n dag, toe ek nog 'n groentjie in ons skool was, sien ek 'n seun in ons klas op pad huis toe na sy skool. Sy naam was Karel. Hy sê het gelyk of hy al sy skoolboeke by hom het op 'n Vrydagmiddag. Hy sê ek het nogal gewonder, hoekom doen hy hierdie goed? Hy sê ek het sommer besluit hy is reg en wat jy nou gehoor, jy vat 'n klomp boeke en naweek huis toe. So hierdie ouetjie het die idee om te gaan studeer. Hy sê ek self en my maats het 'n heerlike naweek beplan. Ons gaan na 'n groot rugbywedstryd saam met ons vriende kuier, ons gaan braai en al hierdie soort van, verseker nie skoolwerk en naweek vir ons nie. Hy sê in die volgende oomblik kom 'n klomp kinders om die hoek gehardloop, uitgelate na die naweek en hierdie ouetjie, bebrilde ouetjie met sy klomp boeke hardloop onderste bo. Sy boeke lê die wêreld vol en sy bril eenkant. Hy sê toe ek opkyk, toe sien ek in sy oë die grootste hartseer en 'n paar trane en dit ruk my tot stilstaan. Hy sê my hart het uitgegaan na hom toe ek het omgedraai en sy bril vir hom gegee en vir hom gehelp om sy boeke op te tel. Hy het verras na my gekyk en 'n glimlag op sy gesig. En ek doen hier straks en ek nooi uit om saam te gaan balskot. Sê en ek dink by myself, wat het ek nou gedoen? Wat gaan my maat sê as ek met hierdie laaitjie daar aankom? Maar ons nooi hom en uiteindelik was hy die hele naweek saam met ons en uiteindelik het ek verskriklik baie van mekaar gehou. En maandag, jy kom net by die skool met 'n glimlag, draai al die boeke weer terug. En die volgende 4 jaar word ons die grootste van maats. Na skool is ons na 2 verskillende universiteite toe, ons het vriende gebly. Karel word 'n dokter. En met die gradeplegtigheid het hy namens sy jaargroep 'n toespraak gelewer. En het by my aangedring dat ek daar moet wees. Hy sê, Karel het fantasties daar op die podium gelyk. Hy het hierdie aantreklike man geword en ons was dikwels verskriklik jaloers op hierdie man wat so volwasse jong man geword het en die geweldige gewildheid by al die meisies in die skool. Hy sê, voor die toespraak was hy buitengewoon senuweeagtig. Toe hy moes praat, klap om sy rug, sê vir hom, gaan dan, want jy sal soos altyd weer 'n ster wees. Hy sê, ek het weer een van daai dankbare glimlagte van hom gekry, soos die keer toe kom gehelp het om sy boeke op te tel. Hy sê, Karel staan op die podium en hy sê, graadeplegtigheid is vir alle geleentheid waar 'n mens erkenning gee aan mense wat 'n bydra tot jou lewe gemaak het, verskil gemaak het tot hier waar jy vandag is. Hy sê, ouers, onderwysers, dosente, maar veral ook vriende. Hy sê, vandag wil ek vir julle sê, die beste ding wat jy ooit in jou lewe vir iemand kan gee, is om 'n vriend te wees. Hy sê met my verhaal wil ek dit vir julle illustreer. Sê ek het met ongeloof na my vriend geluister toe hy sy verhaal begin. Met die dag toe ons mekaar ontmoet het. Hy sê, hulle het getrek na 'n nuwe dorp, nuwe skool,
Sy ma moes afskaal, hulle kon finansiëel nie meer in die stad dit doen nie. Hy kom hier in die nuwe skool, hy is vreemd, is alleen, die maats nie, en die druk was net te veel, en hy besluit om daardie naweek selfmoord te pleeg. Maar hy wou al sy boeke huis toe vat, dat sy ma nie eers weer om skool te kom, om al sy goeders te kom haal. Hy sê, maar ek is daardie dag gered, deur 'n daad van omgee, en 'n nuwe vriendskap. Hy sê vir hulle, julle moet nooit die krag van julle dade onderskat. Jy kan iemand se lewe verander met 'n eenvoudige daad van omgee. En daar is so 'n reeltjie wat sê, friends are angels who lift us to our feet when our wings have trouble remembering how to fly. So vriende is engele wat ons op ons voete lig, en wanneer ons vlerke sukkel om te onthou om te vlieg. Moet nooit die krag van jou dade onderskat nie. Dis my boodskap vir die wêreld. Aan die begin het ek gesê, mense het hulle vertroue verloor in die Christelike godsdienst. Want die krag van die godsdienst lê in liefde en in omgee. En ons kan preek soos wat ons wil. En ons kan Bybels uitdeel soos wat ons wil. En ons kan opwekkingsdienste hou net soos wat ons wil. Maar as ons nie uitkom by dit wat die Here Jesus hier sê vir hierdie mense nie, dan raak ons nie die wêreld daar buite nie, wat die grootste behoefte. Dit kan ek en jy bevestig as ons in onsself kyk. Om alleen te wees is 'n verskriklike ding. Om alleen te wees. Om hulpeloos te wees en op myself aangewese te wees. Is om 'n swaar lewe te leef. En dan kom die Here Jesus en hy vertel hierdie verhaal van die barmhartige Samaritaal. En hy sê, dis hoe liefde lyk. In Johannes 13 vers 35 sê hy dit so mooi. Hy sê, hoe sal die mense weet julle is my volgelinge? Hoe sal die mense my ken? Sê, hieraan sal die wêreld weet dat julle my disippels is, my volgelinge, my kinders, wanneer julle mekaar liefhet. Wanneer julle mekaar liefhet. Want liefde breek al die afstand weg. Omgee, wat hoop bring. Die predikant waarvan ek al vertel het, was 'n vrou verkragt en vermoor is, en hy die man wat gevang is in die gevangenis besoek elke week, terwyl hy wagtend was vir die dag wat hy die gal gesterf het. En sy omgee en sy vergifnis en aan mekaar het daardie man tot bekering gebring. En die dag wat hy gevat is om te gaan sterf, het hy die loofliedere gesing, groot is God. Ek het met die evangelisasie uitreik, jare gelede in Potchefstroom in die gevangenis gewerk, en aan die einde, die Sondagmiddag, dan kry almal wat daar was die kans om iets te sê oor die naweek wat verby is. So kort
Die begin as jy hom so gekyk het, dan lyk hy vir jou sê, hy wil nie kan hoor. En hy staan daar, hy vra toe, wil heel laaste praat, en hy vat die mikrofoon, so klein maar mannetjie. En toe hulle inkom, dan moet hulle self voorstel, en dan die party van hulle sê, hoekom is hulle daar? En hy was so heel arrogant om daar te kom, hy is daar vermoord en 4 verkragtings, so, hy is nogal heel nie geplaag oor wat dink julle van hom nie. En hy sê, die groot woorde, I thank God for putting me in this institution so that I could see Jesus Christ this weekend. Hy sit 22 jaar, hy het nog 9 jaar oor. Dank God dat hy my hier gesit het, sodat ek hier Jesus Christus sien. Maar die hele evangelisasie, daai naweek, gaan oor, wil jy dit afneem, ons sal weet, gaan oor om die liefde van Jesus te wys. Sê, maak nie saak wie julle hier is. Hulle is op die hande gedra en bederf, en die liefde van die Here is al wat ons die hele naweek gedeel het. Die liefde, die aanvaarding, is die prakties goed. Die Christelike liefde moet hoop bied. Dit moet vertel van iets beters wat voor lê. Dit moet mense laat glo dat daar steeds iets is om voor te lewe. Iets baie spesiaals. Karl se lewe het verander, want die een oomblik was hy op pad om 'n einde aan sy lewe te maak oor sy alleenheid. En die volgende oomblik het alles verander, omdat iemand omgegee het, wat die seer in sy oog gesien het, en wat omgedraai het. Is omgee wat hom sterk gemaak het. So dit vir mekaar gesê. Omgee, sodat hy uiteindelik 'n dokter geword het, en 'n omgee mens, die gewilde mens oor die warmte en die liefde wat uit sy lewe gestraal het, wat nie net vir mense vriendskap gaan bied het nie, maar ook vir siek mense kon hoop gee. Dade is meer nodig as ooit. En dis net hierdie enkele 2 verhale waarvan ek vertel. Die Bybel vertel dit mos vir ons die vroeë kerk, hier in die begin van Handelinge. Die eerste klompie gelowiges het die hart van die Here Jesus geleef. Hulle het gereeld by mekaar gekom. En dat almal wat gehad het, hulle kos gebring en wat hulle ook al gehad het. En saam geëet. Dis nie net nagmaal nie, hulle het saam geëet. En kos gebring sodat die armes tussen hulle ook gekom en sê, kom eet saam met ons. Hulle het nie iemand toegelaat om honger te wees nie. Hulle het op byeenkomste gekom en almal het kos gebring, almal het gedeel. Hulle het alles met mekaar gedeel. Hulle het omgegee, soos nog nooit. Die Amerikaners wat altyd alles beter en groter wil doen, klompie jaar gelede probeer uitvind. Wat is dit wat die kerk die grootste en die kragtigste laat groei ooit, want hulle droom oor hierdie goed, om die grootste, beste kerk te hê. En uiteindelik hierdie studiegroep se gevolg trek. Dit wat in die vroeë kerk gebeur het, daar in Handelinge, dis die geheim. Nie geld en blink, en harde musiek, en dans, en wat dit ook al mag wees. Maar wanneer die wêreld by mekaar inkom, mekaar se swaar en se seer raak sien, en hande vat, sê,
is by jou. En dan staan daar aan die einde van die hoofstuk. En die hele gemeenskap was hulle goed gesin, hierdie klomp Christene, en God het elke dag by die getal van die gelowiges bygevoeg. Die gemeente het daagliks gegroei. Daagliks gegroei. Nie doodgegaan soos wat mense oud word en sterf nie. Maar het gegroei deur die krag van liefde en omgee. Nie ander pad kyk nie. Ons het 'n wêreld van ons wil nie betrokke raak nie. Ek gaan die wiste verby, maar as ek vandag help môre, dan kyk hulle my weer in die oë. Dis tog ons roeping vandag en elke dag. Alles wat ons kan. Mense se lewens te raak. Om diensknegte te wees. Here Jesus het gekom. En kom dien. En Paulus skryf vir die gemeente in Filippe, die gesindheid wat in Christus pas moet ook in julle wees. Hy het nie sy goddelike bestaanswyse beskou as iets van hy moes vasklou nie, maar hy aardig gekom, 'n mens kom word, dan sy doelos kom word, slaaf kom word, dienaar kom word. Want dis die enigste manier wat die wêreld kon verander. Dis wat hoop kon bied. Wanneer mense dit kon leer. Mag die Here tog gee dat ons besef die wêreld het dade meer nodig as enigiets anders dan, veral van die kerk. En daarmee van my en van jou. Sodat ons hulle Jesus kan wys. Ons moet hierdie manier bekend maak dat God liefde is. Dat hy omgee. Dat hy iets beters vir ons gedagte het. Dat môre anders kan wees. Die groot verskil deur iets net soos omgee, 'n vriend te wees of 'n vriendin te wees. En rondom ons te kyk en die behoefte te kan sien. Dat hy sê, toe hy verkaal daar op sy knieë sien en sy oë sien, en die geweldige hartseer, het dit hom geruk en hom laat buk en hom laat help. En wat hom gemotiveer het om verder te gaan, was die dankbaarheid wat hy in sy oë gesien het. En daarom het hy sy kom sal. Is ons waarlik die Here Jesus se kinders? Hy sê vir ons, so sal die wêreld weet, dat julle my kinders is, as julle mekaar lief het. Kom ons maak verskil. Kom ons maak hierdie voorneme. Here, ek wil 'n omgee mens wees. Ek wil 'n verskil maak. Met die res van my lewe wil ek wys die beste lê nog voor deur myself as 'n vriend of 'n vriendin beskikbaar te stel. Ek het vir julle vertel van die tannie. Vertel sy het altyd 'n teelepel, sy was vreeslik lief vir kos maak, altyd na voorskoot 'n teelepel gehad. As hulle vra wat is die storie van die teelepel? Sy sê, want as ons klaar geëet het, het ons altyd teelepeltjies uitgedeel en ons roomys op iets soeps gedoen. So die teelepel daar op die tafel het gesê, as ons klaar geëet het, dan kom die lekker. En hierdie verhaal het sy altyd vertel as hulle vra, Tannie, wat is die storie van die teelepel? En toe sy baie siek was, toe sê sy vir die dominee. In die tyd toe die mense nog altyd nog gelid in die portaal, of selfs in die kerk het die kus oop gehad, en die mense verbygekom en omgroet. Toe sê sy, sorg asseblief dat die teelepel op my dors lê, en dat almal wat vra, ek dit vir hulle sal sê. Onthou,